Ons is besig in Johannes, as jy die eerste keer lees, Marie, geef my water. Ag, jene, wie jy, kom diaken. Ons gaan Johannes 11, is 'n lang gedeelte wat ons gaan lees. Maar ek gaan hom maar van vers 17 af lees, En so kom ons lees hom en dan gaan ons hierdie gedeelte doen. Vanoggend gaan oor, ek het 'n sekere tema gekies. Baie keer as ons 'n gedeelte lees, jy kry 'n bepaalde prediking, jy kry ouens wat vers vir vers deurgaan en preek, en ons het 'n bietjie ander keuse gemaak met ons prediking. Ons vat 'n sekere lyn in daai gedeelte wat ons oor wil preek, want jy kan letterlik nie, as jy Johannes moet preek vers vir vers, gaan ons hier wees, en dit gaan wonderlik wees, maar ek meen Deedrey, ons gaan nie meer hier wees, die Christian sal daai preek klaar maak. Alright, hy sal Johannes klaar maak, ek sal nie meer hier wees nie. So ons het gekies om 'n hoofstuk te vat en 'n bepaalde lyn te vat in daai gedeelte. En vanoggend se lyn gaan oor hoe hanteer ons lyding. Hoe hanteer ons lyding in ons lewens? Ek het baie begrafnisse al in my lewe gedoen in die 28 jaar wat ek in die bediening is, en 'n paar interessante goeders gehoor op begrafnisse, veral as iemand praat oor 'n geliefde wat oorlede is. En ek dink ons as kinders van die Here se grootste getuienis lê daarin, wat sê ons wanneer ons deur lyding gaan? Wat glo ons as ons deur lyding gaan? So kom ons lees, Johannes 11 vers 17. Jy sal sien in die eerste vers, net om by te sit, want dit kom by, is Jesus hoor van Lazarus se dood. Lazarus en Martha en Maria is die persone wat Jesus baie lief is voor. Dit staan daar, hy is baie lief vir hulle, en dan is hy, dan hoor hy van Lazarus se dood, en dan wag hy nog 2 dae voor hy enige iets doen. Wat eintlik 'n weird gedagte is, as jy hoor van iemand waarvoor jy lief is, en wat sterwend is, wat doen jy eerste? Jy los alles, en jy gaan na die persoon toe. Jesus wag 2 dae, en dan sê hy, alright, kom ons gaan. Wat eintlik interessant is. En dan vers 17, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor haar broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar self nou weet ek, dat God u alles sal gee, wat u van hom vra. Toe sê, Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld toe beskom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gaan sê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met hom haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie.
Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol, Jesus opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Wie sou daar graag wil wees? Ek weet dit, ons lees baie keer hierdie gedeeltes en dan dink jy jouself, dis wonderlik. Nee, jy sou daar wou gewees het. Ou Martha wat sê, Here, hy stink al, ons wil hom nie nou laat opstaan nie. En die Here wat hom laat opstaan het uit dood, ek weet dit is ongelooflik. Elisabeth Elliot sê die volgende, sy sê, the deepest things that I've learned in my own life have come from the deepest sufferings. Wil dit herhaal? The deepest things that I've learned in my own life have come from the deepest sufferings. Meeste liedere wat ons luister vandag en wat die test of the time deurstaan het, baie van die liedere, wat 'n vriend het ons in Jesus. What a friend we have in Jesus. It is well with my soul. Verstaan, al hierdie liedere is geskryf in die diepste van lyding wat mense deurgegaan het. Dis op die einde, dit wat die toets van die tyd deurstaan is gewoonlik die waarheid wat geopenbaar word in jou grootste lyding. Die popcorn liedjies en die jy weet die spookasem liedjies verdwyn vinnig. Jy weet dis baie keer die Suid-Afrikaanse liedjies. Verstaan jy? Dis hierdie dieper liedere wat gaan oor iemand se suffering. It is well with my soul, het iemand geskryf terwyl hy oor die oseaan gevaar het na Londen toe, op die plek waar sy familie verdrink het, waar die boot ondergegaan het in 'n storm, sy dogters en sy vrou, het hy hierdie lied geskryf. It is well with my soul. Dis in die tye van lyding wat die grootste openbaring van God kom. En dit is gewoonlik die moeilikste tye in ons lewens. Die waarheid van my geloof kom na vore uit my diepste lyding. 1 Petrus 1 vers 6-7 sê die volgende: verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Daar's geen ander plek waar my geloof so getoets word soos juis in tye van lyding nie. Johannes 11 vers 5, daai net die vorige gedeelte staan daar, sê Jesus vir hulle, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, dit met Lazarus se dood nie, sodat julle in my kan glo, maar kom ons gaan na hom toe. Wat is die Here se grootste tool om my geloof te suiwer, om my geloof te bou? Lyding, moeilike tye, tye van droefheid, is die grootste tyd wanneer eintlik geopenbaar word wat ek glo. As dit goed gaan, bless the Lord. Dit is mos nou maklik, as dit alles goed gaan en alles werk uit soos jy beplan het, en jy het gebid en dit gebeur soos jy gebid het, hoe wonderlik is dit om die Here dan te loof en te prys. En dan is die Here goed. Die vraag is natuurlik, is hy goed in alle omstandighede? Is hy goed ook in my suffering, in die tye wat ek deur moeilike tye gaan? En hier is die wonderlike ding van 'n kind van die Here. Die kind van die Here soek nie verleiding nie. Kan ek dit mooi vir julle stel vanoggend? Dis nie dat die kind van die Here sê, Here, laat lyding gebeur, sodat my geloof getoets kan word nie. Ek dink jy's 'n sadist as jy dit doen, verstaan jy? Dis nie dat ons dit graag wil hê nie, maar dis dat lyding deel ingekorporeer word in hierdie gebroke wêreld waarin ons nou leef. Gaan jy lyding ervaar? En dis soos Jesus in die tuin van Getsemane wat sê, Here, ek weet hierdie beker moet oor my kom, maar as dit kan, laat hierdie beker verby my gaan.
So tot Jesus in die tyd van Getsemane, en hy gaan deur lyding wat ons eers kan beskryf nie, ons sal nooit dit verstaan nie, en tog in die tyd van Getsemane sê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. So ek wil vandag dit baie duidelik maak, is dat Christene nie verlang na lyding nie, maar in lyding glo hulle iets. Spurgeon het gesê die volgende: I've learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Is dit nie mooi nie? Lees hom weer vir jou. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. En hierdie see wat stormagtig baie keer is, word ons gegooi teen 'n rots, maar die rots is die rots wat die water bring, wat die lewe bring. So vanoggend wil ek met julle gesels oor wat moet ons leer in tye van lyding. Wat moet jy leer in tye van lyding? Wie het al deur lyding gegaan? Nou moet julle almal julle hande opsteek, want dit is letterlik, as jy nie gegaan het deur lyding op jou lewe nie, dan is jy net nog te jonk. Alright, want ons gaan deur lyding, en een ding weet ons verseker, ons sal deur lyding nog gaan. Moet dit nie spreek nie, Fred. Nee, jy gaan. Alright, jy gaan deur lyding gaan. So hier is die vraag is vanoggend, wat moet ons doen in tye van lyding? En in hierdie gedeelte in Lazarus se opwekking is 'n wonderlike verhaal. En die eerste ding wat jy moet weet in tye van lyding is God is altyd laat. God is altyd laat. Wie het al dit ervaar in hulle lewens? God is altyd laat. Johan, hy's nooit op tyd nie. Hy's in feite nooit op jou tyd nie. Hy werk nie op jou tydskedule nie. Hy is God. En hy daag altyd laat op, maar altyd betyds. Kan ons dit vir mekaar sê? Hy's altyd laat en altyd betyds. Nik, is dit nie so nie? Altyd laat en altyd betyds. En hierdie is die interessante ding. Hy's nooit 'n pion van my nie. God is nooit 'n pion van my wat ek rondskuif op 'n skaakbord van my lewe nie. En ek beweeg hom soos ek hom wil laat beweeg, en ek doen hy doen presies wat ek sê, en as ek bid, dan antwoord hy my op 'n presies dieselfde manier as wat ek vir gebid het. Wie van julle het al gebid en het nie so uitgewerk nie? Okay, nou moet jy hoog, dis nie jou ongeloof wat dit gebeur het nie, sê net saam met my, wie het al gebid oor iets en dit het toe nie so uitgewerk nie? Wie is bly baie keer dat jy gebid het oor iets en dit nie uitgewerk soos jy gebid het nie? Onthou jy daai meisie waarvoor jy gebid het? Daar nie gekry nie. Wonderlik, Harry. Is jy nie bly nie? Ja? Woon net 'n reunie by en dan sê jy vir die Here baie dankie. Ja, jy lag, maar jy weet tog nie. Dit sal gebeur. Hierdie studente. Hy openbaar juis homself in tye wat ons dink dis te laat. Ons geloof groei juis in tye wat dit te laat is. Waar ons op 'n punt kom waar ons sê, Here, as U was, dan sou dit anders gewees. Dis nou te laat. U kan nou niks doen daaraan nie. Juis in daai tye groei ons geloof, want daar openbaar hy homself vir wie hy is. Hy is altyd laat, maar hy is altyd op tyd. En hy doen wat hy wil. Les nommer 2. Lyding het niks te doen met God se afwesigheid nie. Nou ek het, terwyl ek die naweek hierdie preek deur my gaan, dink ek myself, ek krap net hierdie volgende sin dood. Mense sê 2 dom dinge. Krap daai sin dood. Dit moet nie daar wees nie. Want mense sê nie dom dinge in lyding nie, mense ly. Right, en toe ek dit die hele week, hierdie naweek dink ek myself, dis nie dom dinge wat mense sê nie, dis in lyding wat mense baie keer dom goeie sê, want hulle gaan deur seer, en hulle sê goeie wat reël is, want hulle gaan deur hierdie seertye, so dis nie 'n dom ding wat mense sê nie, so krap daai gedeelte dood. Die eerste ding wat mense sê, wat 'n bietjie af is dat, God, as jy hier was, sou dit anders te wees. Ek het hierdie afgelope 2 weke letterlik 2 mense gehoor wat hulle geloof verloor het in lyding. Want dis die vraag wat hulle vra in lyding. Here, as U hier was, sou dit anders gewees het.
As jou God bestaan, hoekom is daar lyding? Dis die grootste vraag, teologiese vraag, filosofiese vraag in die geskiedenis van die kerk is die volgende. Wat is die vraag? As God werklik is, hoekom laat hy lyding toe? Een van die moeilikste vrae wat jy kan antwoord. Job is die oudste boek in die Bybel. Ek dink Job gee 'n goeie antwoord daar, want baie keer wil Christene vinnige antwoorde gee oor hoekom dit nou gebeur dat iemand deur lyding gaan. Ek dink Job se vriende was baie wys geweest die eerste 7 dae wat hulle by Job was. Wat het hulle gedoen in die eerste 7 dae van Job se lyding? Hulle het dit gedoen wat julle nou doen. Hulle het stil gebly. Dis die wysste ding baie keer wat ons as mense kan doen. In plaas van om 'n verklaring te probeer gee van iemand se lyding, bly net stil. Jy het nie die wysheid om dit te kan hanteer nie. God sal openbaar wie God is in lyding. Maar hier is die ding, die eerste ding wat mense vra, as God hier was, soos Martha en Maria. Martha en Maria vra dieselfde vraag en het dieselfde aantuiging teenoor Jesus. Here, as U hier was, as U net op tyd was, sou dit anders gewees het. Dan sou my kind nie dood gegaan het nie. Sou my ma nie dood gegaan het nie. Sou my broer nie dood gegaan het nie. Sou my vrou nie dood gegaan het nie. Sou my man nie dood gegaan het nie. Here, as U hier was, as U 'n werklikheid was, sou hierdie lyding nie oor my gekom het nie. Sou ek nie my werk verloor het nie. Sou ek nie swaar gekry het nou met hierdie kanker wat in my groei nie. Sou my hart beter gewerk het. Wat dit ook al mag wees wat ons kan opnoem oor lyding is Here, as U hier was, sou dit anders gewees het, want die Here kan enigiets doen, kan dit nie? So hier is die vraag, as hy alles kan doen, hoekom kan hy nie net op tyd wees nie? Die tweede ding wat mense baie keer sê, wat eintlik in die teenstelling van as God hier was, is baie keer sal Christene vir iemand sê, weet wat, jy moet net God ervaar in jou lyding. Jy ervaar net God. God is hier, ervaar hom. En dan dink ek baie keer myself, het iemand al deur lyding gegaan waar jy bloed sweet en jy ervaar glad nie God se teenwoordigheid nie. Wie het al dit ervaar? Stye wat jy sit, wat jy letterlik by iemand sit wat deur pyn gaan, wat onbeskryflik is en jy ervaar niks van God se teenwoordigheid nie. Want jy sien iemand deur lyding gaan en jy sê, Here, as U hier is, sou dit anders gewees het. So om iemand te ervaar, jou ervaring het niks te doen met die werklikheid nie. Ons geloof groei juis wanneer ons geen sintuiglike waarneming van God se teenwoordigheid het nie. Dit moet ons verstaan vandag. Jou sintuiglike ervaring oor die werklikheid het niks te doen met God se teenwoordigheid in daai werklikheid nie. Nou moet julle by my bly. Moet my nie verloor nie. Jou sintuiglike ervaring het niks te doen met die werklikheid van God se bestaan of God se teenwoordigheid in tye wat jy deur lyding gaan nie. En al vaar jy hom nie, sê dit niks oor sy teenwoordigheid nie, want wat sê Johannes vir ons, wat wil hy probeer doen met ons? Wat wil hy hê moet ons doen as ons Johannes lees en deur die Johannes gaan, dat julle sal wat doen? Dat julle sal ervaar dat God Jesus die seun van God is. Is dit wat hy sê? Wat sê hy? Dat julle sal glo. Wanneer het jy geloof nodig? Wanneer het jy geloof nodig? Wat sê Hebreërs skrywer? Het jy geloof nodig as jy kan sien? En jy kan voel? En jy kan ervaar? Is dit wanneer jy geloof nodig het? Jy het geloof nodig as jy nie kan sien nie, nie kan voel nie, nie kan ervaar nie, kom geloof na vore. Dan het jy geloof nodig. Sonder geloof kan jy God nie sien nie, sê die Bybel, sê Hebreërs 11. As jy nie geloof het nie, kan jy God nie sien nie. Les nommer 3. Les nommer 1, God is altyd laat en altyd op tyd. Les nommer 2, lyding het niks te doen met God se afwesigheid nie. Dit wil sê, moenie vra as God hier was nie. Moenie vra jy moet God ervaar nie in lyding nie. Nee, daar's 'n geloofselement wat God bou in lyding. Hy wil hê jou geloof moet groei. Al sien jy nie, moet jy glo wie hy is. En daarom is les nommer 3, God se vraag in lyding.
as Martha en Maria na hom toe kom en Martha sê vir hom, Here, as U was, sou dit anders gewees het. Wat is Jesus se wat is Jesus se vraag? Wat is die vraag wat elke kind van die Here homself moet vra in tye van lyding? Wat God vir hom vra in 'n tyd van lyding? Trudy, wat is die vraag? Glo jy dat ek wat is? Dat ek die opstanding is. Glo jy, Bjorn, dat Jesus Christus die opstanding en die lewe is? Want wat is ons grootste vrees in elke lyding? Wat is die onderbou van elke vraag in lyding is wat? Here, gaan ek dit maak? Gaan ek doodgaan? So Jesus se vraag is vir Martha, Martha, glo jy dat ek die opstanding is? Glo jy dat ek die opstanding en die lewe is? Dit beteken, is jy nie meer bang vir die dood nie, want as jy nie meer bang is vir die dood nie, dan besef jy dat ten spyte van enige omstandighede, Christus nog steeds regeer. Hy is die opstanding. Dis die enigste vraag wat hy vra. 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 19, as Paulus praat oor die opstanding, as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Dan is ons in die moeilikheid. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, ek wil hieroor iets sê gou. As jou hoop in Christus net is vir 'n wonderwerk van genesing of 'n wonderwerk van 'n opstanding in hierdie lewe, dan wat sê Paulus, wie is ons? As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigstes van alle mense. Jy moet ons jammer kry. As ons hoop net is in hierdie oomblik, dat God in hierdie oomblik my lyding gaan wegneem, my seerkry gaan wegneem, die dood gaan wegneem in die sin van my genees, dan is ek van die bejammeringswaardigstes van alle mense. Weet jy wat het gebeur met Lazarus 'n paar jaar na hy opgestaan het uit die dood uit? Hy het weer dood gegaan. Weet jy wat is seker van jou en my lewe? En nie, wat weet jy seker? Wat is seker? Wat is die sekerste seker wat jy weet? In die oomblik. Jy gaan eendag van die tyd doodgaan. Daar's geen twyfel oor dit nie. En dit is altyd vir my interessant, as ons dink aan die ewigheid, in terme van die tydlyn van die ewigheid, dan is dit so, as iemand wat jonk is, oorlede is, dan sê almal, o jene, en as iemand op 80 is wat oorlede is, dan sê, o, hulle het 'n goeie lewe gehad. Is dit nie so nie? Hoor jy dit by begrafnisse? Iemand wat jonk is, o, so 'n tragedie. Iemand wat 80 is, o, so wonderlik. Verstaan jy, asof die laaste 60 jaar die wonderlikste tyd was. Ek kan vir jou sê, die tragedie is as jy nie Christus Jesus ken nie. Maak nie saak of jy op 1 dood is, en maak nie saak of jy op 100 dood is nie, dis die grootste tragedie van alle tye, as jy nie die opstanding ken nie. Want in terme van die ewigheid, imagine nie, kry jy die ewigheid vir jouself in jou kop, verstaan jy? Kry jy daai beeldjie in jou kop, alright, iemand sterf op 80, iemand sterf op 10. Na 1 biljoen jaar in ewigheid, dan jy wat jy bygekry, Marie. So dan is ons vir die beklagenswaardigste vir alle mense, as my lewe, my vertroue op Jesus Christus, my vertroue op wat God doen, in my tye van lyding, net is dat hy hierdie lyding op hierdie oomblik van my gaan wegneem, is ek van die beklagenswaardigste van alle mense, want ek besef nie, dat hy die opstanding is nie. Dat hy die opstanding is nie. En hoor my nou mooi vanoggend, dit beteken nie dat hy die onmoontlike kan moontlik maak nie. Kan ek dit uitsit daar? Dat hy iemand kan genees vandag nog.
dat hy iemand kan laat opstaan vandag nog. Dit is nie wat dit sê nie. Wat dit wel sê is, in tye van lyding, wanneer God nie doen wat jy wil hê hy moet doen nie, weet ons nog steeds dat hy die opstanding is, want dis wat ons glo. Ons glo nie iets van God wat hy moet doen in lyding nie. Ons glo dit wie hy is in lyding. Hoor my nou mooi. Ons glo nie in God omdat hy iets doen in lyding nie. Ons glo in God vir wie hy is in die lyding. En hy is die opstanding. En hy is die opstanding. Les nommer 4 in lyding. My lyding definieer nie God se liefde nie. My lyding definieer nie God se liefde vir my nie. Dit is een van die moeilikste dinge om te begryp. Vers 37 van Johannes 11 sê die volgende. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Die vorige gedeelte staan daar, Jesus het gehuil, die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Kyk hoe lief het hy hom gehad. Johannes wil vir ons duidelik maak, dat Jesus vir Lazarus en sy 2 susters verskriklik lief gehad het. Jou lyding het nie te doen met of die Here jou lief het of hy jou nie lief het nie. Hy het jou lief, as jy sy kind is, het hy jou onsaglik lief. Hy het self deur lyding gaan om sy liefde aan jou te bewys. So sy liefde, ons lyding definieer nie God se liefde nie. Joni Eareckson, ken julle Joni Eareckson? Sy is 'n jonge meisie op 17 jaar ouderdom, het sy geduik in 'n dam in en haar kop gestamp en is verlam. En sy vertel in haar autobiografie ook hoe sy jare lank geneesdienste bygewoon het, om vir die Here gevra het dat hy sy genees, tot sy op 'n stadium gekom het, dat sy by haarself besef het, Joni, the Lord wants to be glorified through being lame. En sy sê hierdie ongelooflike woorde, en ek dink net 'n vrou soos sy kan dit sê, sometimes God permits what he hates to accomplish what he loves. Dis moeilike woorde hierdie. Sometimes God permits what he hates to accomplish what he loves. My lyding definieer nie God se liefde nie. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Les nommer 5. Jesus se emosies. Hierdie is een van die wonderlikste gedeelte, Jesus se emosies in hierdie ding. B.B. Warfield het 'n hele boek geskryf oor Jesus' emotions, the son of man's emotions. En ongelooflik van hierdie gedeelte, hy gebruik 2 Griekse woorde, en ek dink die Afrikaanse vertaling, as ek mag sê, het hom bietjie verkeerd vertaal hierso. Want hy gebruik 2 woorde hierso. As jy sien wat hy sê, toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met hom met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was sy aangedaan. Wie, daar's 1 woord vir hierdie, het sy gemoed vol geskiet. Dis die woord primaomai. Primaomai. Die woord primaomai beteken, hy kwaad geword. Is nie uitgehuil nie. Daar's 2 Griekse woorde hier. Die een beteken, hy kwaad geword, hy het onstuimig geword, soos iemand, die Griekse woord is eintlik 'n snork gelyk, van iemand wat ontwaardig is, as iets gebeur. Dit het nie te doen met hy gehuil het nie. Julle kan dit opsoek, gaan ai dit vanmiddag, as jy by die huis kom, hierdie woord beteken, hy kwaad geword. Hy kwaad geword, daar's 2 emosies wat hier plaasvind, en die staan voor lyding. Jesus word kwaad. En dit is interessant, baie kommentare vra, hoekom het hy kwaad geword? Party kommentare sê, hy kwaad geword omdat hy die ongeloof van die Jode gesien het, wat hom question en Maria Martha dat hy kwaad geword het vir hulle. En dan sê ander kommentare waar ek bietjie meer saamgaan, ek dink daar's 'n bietjie van beide, maar dan sê hulle, hy kwaad geword van wat dood doen aan mense. En hier moet ons dit baie mooi verstaan, die dood is nie 'n vriend nie. Die dood is nie deel van die lewe nie, die dood is 'n vyand. Dood is 'n vyand. En as God voor dood staan, dan is hy nie besig om net te gesels oor dood, asof dit 'n passiewe ding is nie. Hy is besig om teen die dood te veg. Wat het hy gedoen aan die kruis? Wat het hy oorwin?
Die dood. Want die dood is die finale straf op wat? Op die sonde. Daarom in hierdie oomblik het hy hierdie emosie, het hy woede. Hierdie woord is eintlik 'n woede wat hy het. En hy het 'n woede, dink ek, persoonlik teen die dood. B.B. Warfield in hy selfde boek skryf die volgende: The tears of Jesus are the tears of one who is angry with death, even while he pities those whom death has bereaved. En dis die tweede woord, dakroa. Dakroa beteken om te huil. Jesus het gehuil. Weet jy wat die wonderlike ding van lyding? Is dat daar trane van my oë, van my wange afrol. En Jesus huil. En dis die ander les wat jy leer. In tye van lyding beteken dit nie dat die hartseer vir dit wat gebeur nie 'n werklikheid is in my lewe nie. Dat ek huil. Dat Jesus huil. Hoe is dit dat Jesus weet wat hy gaan doen en nog steeds huil oor iemand se lyding? Hoe mooi is dit nie? Hy staan nie apaties nie. Hy sê nie, ag, hou op huil. Kom oor jouself nou. Kom, ek gaan gou hierdie mense op. Verstaan jy? Dis nie wat hy doen nie. Die ander, weet jy wat is wonderlik? Hy huil saam met ons. Hy sê huil saam met die wat huil. Hy sê ongeërgd oor jou lyding nie. Hy staan nie apaties teenoor jou lyding nie. As jy swaar kry, as jy by die graf van iemand staan en die trane rol oor jou wange, dan staan hy nie daar en sê, Boetie, kom oor jouself, jy kan nou beter wees, hoor. Onthou net ek is die opstanding, want hy weet wat doen die dood aan jou. En hy raak kwaad vir die dood en hy huil oor jou lyding. Alhoewel hy weet, die lyding is oorwin. Dis die God wat ons aanbid. En hoe moeilik dit is om die twee bymekaar te kry, dink ek ons moet daai twee spanningsdrade vashou. God wat die opstanding in die lewe is en God wat huil oor mense se lyding. En daarom sê Paulus in daai selfde gedeelte in 1 Korintiërs 15 sê hy, ons huil nie meer soos mense sonder hoop nie. Dis die verskil. Terwyl die trane van my wange afrol en ek iemand aan die dood afstaan. Ons staan niemand aan die dood af nie. Ons gee hulle vir die Here. Hy het die dood oorwin. Maar as ons daar by oop graf staan en ek het al hoeveel keer gestaan by oop graf wanneer die kus afgelaat word en dan sê jy die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ek het self al by 'n graf gestaan by my broer wat afgaan en my pa, verstaan jy, en jy sit dit af en die trane rol oor jou wange want jy weet dood is nie 'n vriend nie. En daai oomblik is die grootste hoop vir die kind van die Here. Want die opstanding en die lewe is 'n persoon en hy leef. En daarom wil ek vir jou sê vandag, as jy jare lank al rou oor iemand, want daar's 'n tyd wat jy ook moet kom sê, op 'n tyd moet jy vir jouself sê, luister, huil ek nou vir myself of huil ek nou vir die dood en die persoon wat dood is? Want wie wat, Ulrich is in die hemel, en hy staan voor die heerlikheid. En al hoekom ek hartseer is, omdat ek iets ervaar, maar as ek te lank hartseer is, dan moet ek vir myself vra, hoekom huil ek nog as hierdie persoon in die heerlikheid van God staan op hierdie oomblik? Die laaste les wat ons leer uit hierdie gedeelte. Ons grootste getuienis en belydenis kom voor in lyding. As Martha sê presies dieselfde as wat Petrus gesê het oor Jesus. Sy sê in hoofstuk 11 vers 27, ja Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Glo jy dat ek die opstanding in die lewe is, dan verklaar sy haar grootste belydenis, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat die wêreld toe moes kom. Jou grootste belydenisse kom uit jou grootste lyding uit.
Wat sê jy? Wat sê jy? Terwyl die trane oor jou wange rol. Oor die God wat jy aanbid. Wat sê jy as jy voor 'n oop graf staan, by 'n kankerpasiënt sit, en die trane rol oor jou wange, en jy het nie veel woorde nie, wat bely jy in daai oomblikke? En as ek en jy op daai oomblik staan, wat gaan jy en ek bely? Want ek en jy gaan in daai oomblik staan, en dis een ding wat ek julle afgelope tyd baie bid vir myself, is Here, maak my getrou om te bely wie U is in die moeilikste tye van my lewe. Want dan gaan dit tyd wees. Wat gaan jy sê oor wie Jesus is? Ken jy hom? Ken jy die opstanding en die lewe? En die laaste punt vanoggend, en hiermee sluit ek af. Lyding openbaar geloof. Geloof bepaal nie die lyding nie. En ek dit vir jou sê, lyding openbaar geloof. Geloof bepaal nie lyding nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die volgende. Moet asseblief nooit vir iemand wat deur lyding gaan, sê hulle geloof is te klein nie. Dis seker een van die wreedste dinge wat jy met iemand kan doen. Maria en Martha se woorde, Here, as U hier was, nou kan die Here niks meer doen nie. Hy is nou gebind aan Martha en Maria se ongeloof, nê? Nou is dit klaar. Hulle betwyfel en hulle vra in hulle lyding, Here, waar was U? En tog sê Jesus, ek weet wat ek gaan doen, maak nie saak wat jy glo nie, ek gaan myself openbaar in hierdie oomblik vir jou, sodat jou geloof kan groei, want ek weet jy het nie groot genoeg geloof nie, want as jy geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou jy hierdie berg kon sê, werp jouself in die see, maar jy het nie eers geloof van 'n mosterdsaad nie, en dit voel vir my, baie keer in ons lyding voel dit vir jou, of jy geloof heeltemal wegraak. Is God dan weg? Is God gekoppel aan jou geloof? Nou moet jy nee sê, hoor. Nou moet jy nee sê, want ons God openbaar homself, want hy is lief vir ons, so hy openbaar homself in ons grootste lyding. Hy neem dit nie weg van ons nie, want in ons lyding sien ons wie hy is. Sien ons wie hy is. God is altyd laat, maar altyd op tyd. Lyding het niks te doen met God se afwesigheid nie. God is daar. God se vraag en lyding, glo jy in die opstanding. God het jou lief in tyd van lyding. Die trane rol van sy wange ook af. En jou grootste getuienis sal die dag wees, net voor jy jou laaste asem uitblaas. Wat sal jy sê oor die opstanding? Hy leef. Hy leef. Amen. Vader, U ken elke persoon wat in hierdie vertrek is. U ken elke een se hartseer, se swaar kry, se lyding. Miskien van ons wat hier sit, ervaar 'n wonderlike tyd. Dankie daarvoor, Vader. Dankie vir elke persoon wat vreugde ervaar in hulle omstandighede op hierdie oomblik. En net vir U dankie sê daarvoor ook. Maar Vader, in hierdie oomblikke weet ek daar's mense wat deur worstelinge gaan. Miskien is daar tye wat hulle vir hulle self vra, as die Here hier was, sou dit anders gewees het. Of ek weet nie of die Here my lief het nie. Want as hy my lief gehad het, sou hy dit nie toegelaat het nie. Vader, miskien is daar iemand wat ervaar hoe U ver weg staan en toe kyk hoe hulle deur hierdie tyd gaan, mag hulle U sien as die een
wat die opstanding in die lewe is. Ek bly dit by U, Vader. Here, ons elkeen van ons wat hier sit, weet ons, gaan deur lyding gaan. Daar's geen twyfel vir my, dat op een of ander stadium gaan ons deur dit gaan nie. Vader, mag U getuienis wees, dat U ons nooit sal begewe, en ons nooit sal verlaat nie, en dat U liefde altyd daar is, en dat U goed is, in alle omstandighede. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.